This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Los my uit. Nee, asseblief, gee my 'n kans, ek moet met jou praat. Wat wil jy hê? Kan ek en jy nie asseblief net vir 'n uur alleen praat? Jy hoef niks te sê nie, luister net. Ek het nie 'n uur. Nee, kom, ry dan net 'n entjie saam met my, toe kom. Net so mooi soos jou ma. Sê wat jy te sê, dan kry ek klaar. Jy haat my, né? Ja. Wat wil ek aan jou ma gedoen? En oor wat jy aan my pa gedoen het. Het sy jou vertel wat gebeur het destyds? Nee, en ek stel nie belang nie. Ek was lief vir haar. Ek sou egskeiding gekry het met haar getrou het. Jeannie. Ons het saam gewerk by die koöperasie op Koppies. Ons was albei arm. Liesel het uit 'n ryk huis gekom. Haar pa het die lyn afgekoop en toe ek weer sien toe sy weg. Ek was woedend, ek het Liesel verlaat. Haar pa het my opgespoor, aangebied om my universiteit toe te stuur. As ek met Liesel weer opmaak. Ek het 6 maande lank vir haar gesoek. Het was vrugteloos. En uiteindelik is ek weer terug na Liesel toe. 3 jaar later het ek gehoor sy is getroud. Ek stel nie belang in jou storie. Jeannie, wag. Jy's nog jonk. Ek weet jy het kant gekies teen jou ma en my. Maar sy het deur 'n verskriklike tyd gegaan. Sy het nie ouers gehad na wie sy toe kon gegaan het nie. Sy kon seker nie anders nie, Jeannie. En ek het nooit my verantwoordelikheid teenoor jou vergeet nie. Elke maand, al hierdie jare, het ek elke maand my onderhoud vir jou betaal. Sy jou nie gesê nie. Nee. Jeannie, ek sou met jou kontak gemaak het as ek kon, maar ek wou nie in haar lewe inmeng nie. Ek het nie geweet Visser weet nie van my nie. Dit was nie my bedoeling om probleme te maak in hulle huwelik nie. Ek het met Visser gepraat. Ek het probeer verduidelik. Maar hy's 'n moeilike man om mee te praat. Wat probeer jy nou eintlik met hierdie gesprek bereik? Toe, sê vir my. Jeannie, jy's my kind. Ek is nie jou kind nie. Jy is my kind, dis 'n biologiese feit. Los my uit. Gee my 'n kans in jou lewe. Na wat jy aan my ma en my pa se huwelik gedoen het. Ek wil niks met jou te doen hê nie. Verstaan dit nou vir eens en vir altyd. Weet jy dat ek voorsiening gemaak het met my testament vir jou in die lyn? So. Geld sal alles regmaak, nee. Nee, meneer Tiaart. Vir jou het ek niks behalwe minagting nie. En laat ek dit nou vir jou hier sê. Dat my ma met jou die mekaar geraak het, sê nie veel van haar karakter nie. Jeannie, moet daar nie oordeel nie. Hoekom nie? Hoekom nie? My hele lewe lank deur lieg sy vir my. Vir my en my pa. Haar hele lewe is 'n leuen. Wel, ek is jammer. Ek wil nie meer deel hê aan daardie leuen nie. En wat jou betref, meneer Tiaart. Ek haat die veragtelike rol wat jy gespeel het. Jy sal eendag ouer word, Jeannie, dan sal jy verstaan. Spaar jou mooi woorde, meneer Tiaart. En vat my asseblief terug universiteit toe. Want met my gaan jy niks bereik nie. Niks nie. Jeannie, ek staan al 'n uur vir jou en wag. Ek het nie geweet ek het 'n afspraak met jou nie. Jy het nie 'n afspraak met my nie. Jy het dit gesê kan saamry dis al. Wat ek oor jou lewe geloop. Ma se lover het my net die hele hartseer storie kon vertel van haar ou jeugsongetjie dis al. As ek jy skaam ek my om so oor ma te praat. Of het jy al vergeet dat jy ook moes trou? Man, dis iets anders. Dit is heeltemal anders. Ag, sies tog en hoe is dit miskien iets anders? Man, het jy net toe gekom om met beklei? Nee, maar jy maak my so kwaad ek loop sommer terug klop toe. Nou, hoekom doen jy dit dan nie? Dankie, ek sal. Waar nie? Luister, ekskuus tog. Kom ek vir dit terugplot.
gepraat met ma. Sy voel verskriklik dat jy haar so verstoot. Hallo Bonnie. Hallo ma. Hallo Jenny. Waar's Dion en Magda? Hulle is nie hier nie. Wil jy nie inkom? Nee, dankie, ek is klaar. Laat ek net gou vir Bonnie kom aflaai. Jenny, jy veroordeel my nie. Hoe kon ma so iets gedoen het? Hoe kon ma ons al hierdie jare belieg het? En met so 'n man. Wat het ma aan hom gesien? Sal dit help as ek sê ek is jammer? Wat sal jammer help? Hoe lank gaan ons nog opgeskeep sit met hierdie vent se onwelkome attensies? Ek dink ma moet vir hom gaan sê om hom uit ons familie uit te hou. Miskien help dit dan. Maar wat het hy gedoen? Net sy lang verlore dogter kom opsoek en op my skouer kom huil hoe hy elke maand onderhoud moet betaal. Dis die waarheid. En wat het ma vir pa gesê? Waar kom al die geld vandaan? Ek het niks gesê nie. Ek het al die geld vir jou in 'n bankrekening inbetaal. Was meer as 200 000 rand na reken. En so het julle altyd gedink. So kan julle my vergifnis koop. Maar ek dink julle beter weer dink, want ek stel nie belang nie. Jy's hard, Jenny. Hard? Nee, ek is nie hard nie. Ek voel net vuil en bedrieg. Hoe kon maar dit aan pa gedoen het? Hoe kon ma vir ons belieg het? En maar voordoen as die perfekte vrou en moeder. Ek het nie woorde vir ma nie. Ja, ek het verwag ons. Ek het kom hoor wat jy besluit het. Ek het lank gedink oor jou voorstel. Ek het besluit, ek ben lank genoeg afgepers. Die antwoord is nee, ek kan doen hom soos jy goed dink. Wag 'n bietjie. Jy besef nie wat jy doen nie. Dis jy wat nie besef wat jy doen nie, ons. Dis mense soos jy wat so gulsig is dat hulle een groot ding vergeet. Jy het die wet oortree dag toe jy my begin afpers het. Ek het die gesprek van gister op band vir jou informasie. So, as jy dink jy kan baat hier my tronk te opsluit, onthou tog 'n bietjie, jy gaan maar van in die sel deel. So jy is nou so sterk dat jy met die leviete voorlees. Presies, Wilson. Presies. En 'n pad voor my, want ek is hastig. Jy gaan hierdie dag berou teer. Jy's 'n skurk. Jy gaan betaal daarvoor. Ons is al twee skurke, my vriend. Onthou dit. Ek is lief vir jou. Bewys dit. Ag, ek sal, jy weet ek sal. Wanneer gaan jy met jou vrou praat? Geef my net 'n rukkie kans. Sy het te veel beheer en jy weet dit. Ek het 'n paar transaksies aan die gang. Sodra dit afgehandel is, Jy het altyd 'n verskoning. dis nie verskonings nie, dis werklikhede. Jou ander minnares het gebel. Wie? Elaine Visser. En sy het baie kort afgeklink. Sy beter haar terugbel. Hier is haar nommer. Is my gas al hier? Oh, meneer Kiert. De dame wag reeds. Jammer, ek is so 'n bietjie laat. Wat ek vir jou te sê gehad het, kon ek oor die foon ook gesê het. Ja, dit is daarom baie onpersoonlik gewees het. Jan, jy het nie die reg gehad om met Jenny te gaan praat.
Kom nie, sy is my kind ook. Wat is dit nou jou? Wat is jou motief? Hoekom los jy ons familie nie uit nie? Is jy nie tevrede dat ek en Skakel uit mekaar uit is? Ek is jammer daaroor, dit was nie my plan nie. Asseblief, wat kan jy baat by hierdie situasie? Jeannie is ewig ontstel. Jy sal haar nooit aan jou kant kry. Mettertyd. Sy wil niks met jou te doen hê nie. Ek het nie 'n erfgenaam nie, behalwe Jeannie en haar dogtertjie. Sy het nie 'n keuse nie en ek dink ek het die reg om haar te leer ken. Geld beteken niks vir haar nie, Jan. Sy's gelukkig getroud en dan het geen finansiële probleme nie. Jy kan haar nie koop nie. En ek probeer ook nie, maar sy's my kind en daar's niks wat sy daaromtrent kan doen. Jy het 'n obsessie oor Jeannie. Ja, ek het. Al hierdie jare leef ek saam met Jeannie. Elke maand as ek haar checkpos gaan, dink ek die dag sal kom dat ek haar sal vind en sy vir my. En nou? As jy maar net die waarheid om te los vertel het, dan sou dit nie nou vir haar so 'n groot skok gewees het nie. Vergeet van Jeannie, Jan. Ek sal nie van haar vergeet nie. Maak jy dan geen mensenkennis nie? Besef jy nie hoe langer jy jou aan haar opdring, hoe meer gaan sy jou haat nie? Los haar uit. Hier sien jy. Hulle soek jou dringend by die kantoor. Laat hulle wag, ek is besig. Mag ek sit? Of praat jy oor persoonlike dinge? Dit is 'n persoonlike gesprek. Antoinette, niemand het jou hierin genooi nie. Dis 'n privaat gesprek wat niks met jou te doen het nie. As jy met ander vrouens kuier, het dit alles met my te doen. Sit gerus, juffrou. Ek is op pad. Nee. Het lyk vir my jy deur die jare niks verander nie, nee. Jy het nie baie sukses met jou liefdeslewe nie, het jy? Luister mooi wat ek vir jou sê. Jy het my nie gekoop nie. En as jy jou in my lewe gaan inmeng, dan gaan dit jou baie suur bekom. You're watching. Kan ek jou help met iets? Jy neem foto's Dis 'n briljante afleiding. in restaurante. Van wanneer mevrou Tjart, Helene Visser. Wie is jy? Harry Wilson, privaat speurder. Luister. As Tjart vir jou opdrag gegee het om my te intimideer, vergeet dit, okay? Ek het niks onwettigs gedoen nie. Behalwe om in die hof op hom te skiet. Nee, ek werk nie vir Tjart nie. Inteendeel. Ek dink ek en jy dieselfde belang wil. Ons gaan praat. Okay? So, dis my storie. En ek ken jou storie. Gee my daai dokument, asseblief. As ek dit het... Nee. Jy wil polisie toe gaan met 'n klomp omstandigheidsgetuienis. En wat wil jy dan doen? Daar's geen bewys dat hulle die regter beïnvloed het. Die regte storie is baie eenaardig. Twee ou minnaars ontmoet na baie jare. 'n baie goed bewaarde geheim word skielik oopgevlek. Maar wat van die brief? Jy het dit gesien, niemand anders het. En hoekom is ek dan hier? En hoekom wil jy met my praat? Omdat ek en jy hom vir die res van sy lewe gaan laat betaal. Betaal? Jou foto's en my dokumente. Kyk, as ek gedink het ons het genoeg bewyse om hom toe te sluit, as ek gesê het, ja, kom ons gaan polisie toe. Maar ons het nie. En hoe wil jy hom dan laat betaal? Dink jy nie hy sal geld gee om te keer dat die foto van hom, Antoinette de Villiers en Helene Visser aan die hoofregter oorhandig word? Die twee aangeklaagdes en die regter se vrou. Wat gaan die hoofregter maak? Hy gaan die saak heropen. Al word hy 'n tweede keer onskuldig bevind. Kan jy jou indink watter sensasie so herverhoor gaan veroorsaak? Dis afpersing. Nee. Dis 'n besigheidstransaksie. Jy het iets wat hy wil hê. Hy sal betaal. Ek wil nie hê hy moet die foto's koop nie. Ek
Ek wil hom in die tronk sien. Nee, jy sal nie. Kyk juffrou. Daar's ander maniere om 'n man te straf as om hom toe te sluit. Jy kan sorg dat hy nooit weer rustig slaap nie. Jy kan sy senuwees op breekpunt bring. Jy kan Tiaard verwoes as jy slim genoeg is. Praat ek sin of praat ek onsin? Ek weet nie. Dalk het jy 'n punt. Ons wil meer besonderhede moet hê oor die oortreding. Wat is die storie van die dronk bestuur? Ek was op pad terug van Sunset af. Ek het 'n bietjie te veel gedrink. Jy is skuldig bevind. Ja, ek is. Manslag. Man, lyk so los. Jy wil in elk geval nie vir my werk nie so los dit. Meneer, ek moet die besonderhede invul. Man, al wat julle belangstel is 'n verskoning om vir my te sê julle neem nie misdadigers in diens nie, dis al. Ek is nou seker Sarah voor. Ek stel nie verder belang nie. Goed. Cheers. Hoi. Ek het jou nie hoor kom nie. Hoekom pynig jy so? Gister los my net uit toe. Ek kan jou nie los nie. Ek's te lief vir jou. Gister. Ek het nie jou liefde of jou simpatie nodig nie, dankie. Wat maak jy nou? Ek pak in, kan jy nie sien nie. Want ek seker sout is vir hierdie situasie. Ek het iets gedoen om jou kwaad te maak. Nee. Jy het absoluut niks gedoen. Maar kom los jy my dan. Sal jy in Vader se naam ophou om my te hassel? Waarheen gaan jy? Durban. Wat gaan jy daar maak? Ek kry beskik. Dion, asseblief. Môre is Sondag, wag net tot Maandag toe. Het is nou al laat ook. Ek kan nie nou loop. Los. Kom werk dan saam met my toe. Fush. Jy verstaan dit nie, man. Ek moet self regkom, ek moet self die mas opkom. Maar jy sal. Laat my net toe om jou te help. Die lorry met die einde van die maand betaal vir is R400. Cottage is R500. Jy verdien maar R200 'n week. Ja, maar dat is nie eens geld om kos te koop nie. Ek sal 'n plan met my. Dion, ek sal dag en nag vir jou werk. Ek sal my vingers stomp af werk vir jou. Maar as ons honger al kry ons kan, dit maak nie saak nie. Solank ek net by jou is. Die probleem is, jy is te trots. Jy kan dit nie vat dat ek meer geld inbring as jy nie. Kom werk saam met my toe. Ons kan dubbel soveel geld maak. Dit is nie maklik nie, maar is moontlik. Mense like dit in elk geval nie om vir my odd jobs te gee nie. Dit trust my nie, want ek's 'n vrou. Kom saam met my vir 'n maand, net vir 'n maand toe. Ek beloof jy, as dit nie werk nie, dan kan ons Dubs toe gaan as jy wil. Kom saam met my. Wat gaan ons in Dubs doen? Bush. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Die besiel moet so as jy die mekaar terug, hè? Ek is seker die enigste mens op aarde wat jou nodig het.
You're watching Cul-de-sac. Cul-de-sac. Wat om vir ons? Ek het 'n groot ete gekook vir na kerk en ek het vir Dion en Bani opgenooi om te kom hulle weier. So sê julle nie asseblief kom help die kos opneem nie. Sal 'n plesier wees, ouma. Wat kom? Hy praat met die ouderlinge. Hoe gaan dit met hom? Sleg. Baie sleg. Ons sal daar wees, ouma. Dankie my kind. Ek het geweet ek kan op julle pyl trek. Het jy van my ma gehoor? Sy wil nie met hom praat nie. Hy het seker al 10 keer gebel. Prokureur in die stad, ene Colleen. Hy sê sy was by hom oor 'n egskeiding. Sy is mooi om oor 'n egskeiding te praat. Dis net dat die moeilikheid veroorsaak het. Jy moet nie verwyd nie, kind. Sy het swaar genoeg soos dit is. En wat vir my pa kry hy ook swaar nie. Almal kry swaar, maar verwyte gaan nie help nie. Ek kan gerus vir Bani en vir Dion preek. Hulle maak of pa melaats is. Daar's soveel verbittering in hierdie huis. Ek het nooit gedink dat ek op my ou dag so 'n krisis sal beleef nie. Dankie vir hy paar mooi woorde aan tafel vandag dan. Pa, ek wil nie die maniesie insteek nie. Ek dink nie julle maak 'n berg van 'n mols oop nie. Toe ek van Tiaard die lyn gehoor het. Ek kan nie vir jou sê hoe skok dit vir my was. En nou is ek so bitter spyt dat ek so 'n ding daarvan gemaak het. Ek moet gaan sien pa nie maak vrede nie. Sy is besig om my te dagvaar vir 'n egskeiding. Maar gaan praat met haar. Sy is verbitterd, sy stel nie belang nie. Ek het so gemors van alles gemaak. Hier sit ek en ouma alleen in die huis. En die kinders weier om selfs met my te praat. Almal. Behalwe jy en Jeannie. En met die werk. Ek weet nie of ek die hoofregter moet gaan sien of nie. Ek het 2 weke verlof geneem. Al my sake is uitgestel. Ek kan eenvoudig nie meer konsentreer op wat ek doen nie. Pa. Sê dat reeds op pa met haar praat. Natuurlijk dan. Wil ons nie ook 'n likkeertjie nie? Nie vir my nie, dankie. Dis 'n wonder, ouma drink altyd likkeertjie. Ek voel die laaste tyd nie helemaal so lekker nie. Miskien moet ouma draai op die spreekkamer kom maak. Dankie my kind. Ek sal so maak. Hier's mama en dad. Dis nou mooi tyd om haar aan te bring. Jy vat haar vir 'n naweek en bring haar eers oor 2 weke terug. Maar Harris, ek beloof jou, dis die laaste keer wat dit gebeur. Ek het Ronnie net versorg dat jy en jou splinternuwe man op honeymoon was, dis al. Ag, twak, jy het vroegtydig weet ons gaan weg. Moenie vir my sê ek praat twak nie. Hoor jy my? Ek vat dit nie van jou of van enigiemand af nie. Okay, nou jy sê gesê, so asseblief ry nou. Ek sal ry wanneer dit my pas. Verstaan dit goed. En kom ek sê jou nog 'n ding. Ek kom vir Olien weer volgende naweek al. En die naweek daarna. Elke naweek. Ons sal sien. Probeer jy my net dwarspoel, dan sal ons sien wat gebeur. Luister, Harris. Ek het nie nodig dat jy of enigiemand anders my vrou op my eiendom staan en dreig nie. So klim in jou kar en ry voordat jy moeilikheid kry. Van wie nogal? Van jou? Gaan jy ry of moet ek in jou kar inhelp? O so, nou wil jy my aanrand. Nie my geduld beproef nie. Net staan hom. As jy sien nog 'n klag teen jou by die polisie. Kom aan man. As jy nie lafaard is nie, kom aan staan my. Ek nog altyd gedink jy's 'n onopgevoede barbaar. Dis mos al wat jy kan doen. Jou vuiste gebruik. Maar hieroor gaan jy nog bitter jammer wees. Jy gaan nog baie jammer wees. Luister, Hortus. En die vervolg vra jy van my as jy verloring wil hê. Vanmiddag het jy te ver gegaan om te stou die einde. Verstaan jy dit?